te wees, beteken dat 'n mens wens, jy het iets wat ander het en jy nie het nie. Ja, jaloesie is gewoon om te wens, jy het dinge wat jy by ander mense sien, maar jy is deeglik bewus, jy het dit nie self nie. Ag, dalk wens jy vir 'n groot karre, 'n groot huis, baie geld. Dalk is jy jaloers op ander mense se beroemdheid. Dalk wil jy soos ander wees. Dalk 'n vaardighede uit hê wat jy by ander raak sien en jy deeglik bewus is, jy self nie het nie. Om jaloers te wees, lyk my is normaal en gebeur met enige een van ons. Die vraag egter is, wat maak jy met jou jaloesie? Ons het nou vorige keer gepraat oor Dawid wat die reus Goliat verslaan het. En nou onthou jy mos nog in daardie verhaal hoe Dawid met sy slingervel die reus omgeslaan het en sedert daardie dag was Dawid beroemd. Almal in Israel het van hom geweet. Hy was oornag 'n held vir die hele volk. Tot so 'n mate dat die mense van Israel skielik gedink het Dawid moet 'n geweldige groot man wees, 'n sterk held wees en almal wou soos hy wees. Ons lees in 1 Samuel 18 hoe die vroue van Israel skoon gediggies en liedjies oor Dawid geskryf het, hierdie nuwe held wat hulle leer ken het. Daarteenoor weet ons dat Saul steeds die koning van Israel was. Ons weet, Saul het nog steeds oor die volk regeer, maar Dawid was die volk se gunsteling. En vinnig het Saul agtergekom, maar die mense van Israel is dan nou liewer vir Dawid as vir my. Hulle hou dalk nou baie meer van Dawid as van my. Ek is nou nie meer die belangrikste man in Israel nie. En juist dit het gemaak dat Saul jaloers op Dawid geword het. Nou waarom presies was Saul dan jaloers? Wat was dit wat hy gesien het Dawid het wat hy nie gehad het nie? Dawid het vinnig agtergekom, Saul het vinnig agtergekom dat Dawid suksesvol is in alles wat hy aanpak. Saul het vinnig besef, die Here is by Dawid, daarom is hy so suksesvol. Die Here is by Dawid en nie by Saul nie. En juist dit het vir Saul jaloers gemaak. Hoe is dit moontlik? Hoe kan dit tog wees dat die Here liewer vir Dawid is as vir Saul? Hoe is dit moontlik dat die Here by Dawid is en nie by hom wat Saul is nie? Nou, hoe maak Saul met sy jaloesie? Ons lees dat op 'n dag toe Saul weer so in 'n depressie verval het, en nou onthou jy mos nou vorige keer het ons daaroor gepraat, hoe Dawid die man was wat dan nou vir Saul op die lier kom speel het, en daardie musiekinstrument, die musiek, het dan nou vir Saul laat kalmeer. En 'n keer raak Saul toe nou weer so in 'n diep depressie, en Dawid kom om weer vir hom musiek te maak, en terwyl Dawid sit en musiek maak, sit Saul en kyk vir Dawid, en hierdie jaloesie in hom groei al hoe sterker, so erg dat dit op 'n stadium Saul oorweldig en dat hy 'n spies gryp en na Dawid toe gooi. Ja, Saul probeer vir Dawid doodmaak. Sy jaloesie neem so besit van hom dat hy kies om moord te pleeg. Kan 'n mens jou indink dat die jaloesie hom so oorweldig het dat hy wou doodmaak? Maar hoe moet 'n mens dan met jou jaloesie maak? Ons het nou vir mekaar gesê, om jaloers te word, dis natuurlik, dit gaan waarskynlik baie kere met 'n mens gebeur, maar hoe wil die Here hê, moet ons met ons jaloesie maak? Ek dink daar's 3 dinge, wat 'n mens in gedagte moet hou, wanneer ons dalk jaloers op ander voel. In eerste plek dink ek, is dit belangrik om te weet, jaloesie kan 'n mens inspireer. As jy iets by iemand anders sien, waarop jy jaloers voel, nou ja, dan oefen dit in. Sien raak wat iemand anders het, wat jy wens om te hê, en probeer dan dieselfde naboots. Leer by iemand anders. Laat jou jaloesie jou inspireer om beter te wees as wat jy is. Op so 'n manier kan mens jou jaloesie positief benut en dalk word beter as wat jy is. 'n Tweede ding wat ons moet onthou is dat jaloesie het natuurlik die potensiaal om verhoudings met ander mense te versterk of die potensiaal om ons verhouding met ander te vernietig. As 'n mens so jaloers word op iemand anders, kan dit dalk maak dat hierdie jaloesie naderhand ontaard in haat. En ja, selfs in Saul se geval lei tot moordgedagtes. Maar stel jou voor, as jy by iemand iets sien, 'n vaardigheid, iets het, iemand anders iets het wat jy wens jy het, wat daarvan dat jy met so 'n persoon gaan praat en sê,
Jong, ek sien jy het die vermoë om hierdie of daardie ding te doen. Ek sien die Here het vir jou die gawe gegee om hierdie of daardie te doen. Leer my hoe. Ek wil graag meer soos jy wees. En sien op so 'n manier word ons verhouding met ander versterk. Stel jou voor, as Saul met Dawid gaan praat het en vir hom gesê het, jong Dawid, ek sien die Here is by jou. Vertel vir my, wat is jou geheim? Hoe kry mens dit reg? Ek wil graag meer soos jy wees. Wie weet, dalk kon Saul en Dawid groot vriende gewees het. Die derde ding wat ek dink 'n mens moet onthou is dat jaloesie kan 'n mens nader aan die Here bring, of dit het ook die potensiaal om jou verder van die Here af weg te dryf. As 'n mens dan nou nie kan sien om met iemand te gaan praat op wie jy jaloers is nie, wat daarvan dat 'n mens dan met die Here praat? Ja, bid tot die Here en vra dat die Here jou deur hierdie jaloesie moet bystaan, jou raad gee, leiding gee, genadig moet wees sodat 'n mens ook hierdie jaloesie kan oorwin. Vra die Here, bid die Here vir wysheid en genade om jou ook bewus te maak van die gawes wat jy het, dat jy nie meer nodig het om op ander jaloers te wees nie. Dit lyk vir my, dis wat 'n mens met jou jaloesie kan maak en hoe die Here sal wil hê 'n mens daarmee moet maak. Laat jou jaloesie jou inspireer. Laat jou jaloesie jou nader aan mense om jou groei. En in die derde plek, laat jou jaloesie jou ook nader aan die Here groei. Dis dalk 'n les wat ons by Dawid en Saul kon leer, toe Saul jaloers was op Dawid. Volgende keer gesels ons verder oor Dawid se verhaal.